Kerk van die Here, ons tema van môre is gevorm met waarde, geroep met 'n doel. Ons teks van oordeenking is uit Spreuke 31. Eintlik behoort dit 'n baie bekende boek te wees vir elke vrou vanmôre. En ons gaan net uit vers 10 lees, en hy sê, wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo koraal. Amen. Is dit nie wonderlik om te weet dat daar is, al moet jy 'n bietjie gaan soek, nog sulke vrouens in die wêreld. Prys sy naam. Alhoewel hierdie dag 'n aangekondigde dag vir moeders is, wat natuurlik deur mens ingestel is, gaan dit nie verborge vir my daaroor dat ons hierdie dag van vandag moet gebruik om alleen eer aan moeders te gee nie, want jy behoort jou moeder elke dag te eer. Amen. Ons behoort nie vanmôre hier in te stap en sê, vandag is so 'n spesiale dag, en vandag gaan ek gebruik om my moeder te eer. Dis nie hoe dit werk nie. Ons behoort ons moeders elke dag te eer, want dit is 'n opdrag van God. Jy behoort jou moeder elke dag lief te hê. Hierdie is 'n mensgemaakte dag wat ingestel is deur die mens. As jy my vra, is dit maar net om geld te maak in die mens. Amen. Dis alwaar dit gaan. Dis soos Valentine's Day. As 'n roos wat jou R5 gekos het, ewe skielik R20 vir dieselfde roos. So as jy vandag moeite gaan doen om vir jou moeder of vir jou vrou te vertel wat 'n wonderlike vrou sy is, of hoe lief jy haar het en hoe spesiaal sy is, wil ek vir jou vra, hoekom vandag? Wat maak vandag so spesiaal? Hoekom sal ons 'n mensgemaakte dag gebruik om aan iemand eer te gee, terwyl God se woord ons leer dat ons dit eintlik elke dag moet doen? Is Moedersdag dan 'n besondere geleentheid waar ons God kan dank vir 'n geskenk van 'n moeder of 'n vrou wat lewe dra, liefde uitleef, geloof bou en haar gesin met opoffering, wysheid en genade dien? Nee, kyk, dit behoort elke dag te gebeur. Hierdie behoort 'n daaglikse instelling te wees. En vir die van u wat nog die voorreg het, die van u wie se moeders nog met julle in hierdie lewe is, wil ek vir u sê, jy is so bevoorreg. My moeder is oorlede toe ek 19 jaar oud was. En elke keer dan dink ek, sy het nooit die voorreg gehad om een van my kinders te sien. Nooit. Ek het nooit die voorreg gehad om aan 'n plekke toe te vat nie, aan plekke gaan wys nie. En er is baie van ons wat hier sit vanmôre wat ons ouers lankal verloor het. So ek wil u bemoedig vanmôre, as jy vanmôre nog die voorreg het om jou ouers met jou te hê, gebruik elke dag om vir hulle te wys wat hulle vir jou beteken. Die Bybel stel dit vir ons baie duidelik dat hierdie 'n daaglikse instelling behoort te wees. Die woord sê vir ons dat God 'n baie hoë waarde op moeders en vrouens plaas. En God verwag van ons om ons moeders en ons vrouens te eer, lief te hê en met dankbaarheid en respek te behandel of te hanteer. Nie net met woorde nie, maar ook deur ons liefde te bewys, respek en eer aan hulle te gee. God verwag dat ons moeders moet eer. Want dit is ook tog een van die 10 gebooie waar God vir ons sê, eer jou vader en jou moeder. Maar wat beteken dit dan om jou vader en jou moeder te eer? Om hulle te eer beteken om hulle met liefde, respek, waardigheid en dankbaarheid te behandel. Nie net deur dit wat ons sê aan hulle nie, maar deur hoe jy leef en hoe jy praat en hoe jy optree teenoor hulle. Eer beteken
om waarde aan iemand toe te ken, om hulle te respekteer, om hulle nie gering te ag nie, en om hulle 'n plek in jou lewe te gee. Ek wil vir u sê vanmôre, daai tyd, verskoon tog, toe my oorlede pa en my aan huis kom bly, het so 3 maande, 4 maande, kan nie onthou hoe lank was het voordat hy oorlede was, aan my huis, met ons iemand ingekry wat mediese hulp bied ook, wat na hom gekyk het hierdie dag. En daai mense kom hier uit die oude huis uit in Rustenburg. Dit was vir my skokkend en skrikwekkend om te hoor dat hierdie dame vir ons vertel hoeveel ou mense word by daai plek afgelaai en nooit weer gaan hulle kinders terug om vir hulle te gaan kyk. Dis 'n skande in die oë van die Here. Dis 'n skande in die oë van die Here om te dink dat daar kinders is wat hulle ouers daar gaan afgooi en nooit weer teruggaan. Hulle sê daar is bitter baie ou mense wat vir jare lang niks van hulle kinders hoor. Hier is 'n boodskap. In Bybelse terme beteken dit om, as jy jou ouers eer, om dankbaar te wees vir hulle opofferings, na hulle wysheid te luister, om hulle nie net met jou woorde te eer nie, maar ook met jou dade. Om hulle nie seer te maak deur dinge wat jy sê nie, om hulle te ondersteun en hulle lief te hê, en om goddelike respek teenoor hulle te betoon. Dit beteken nou nie dat ons ouers perfek is nie, maar dat God die rol en gesag van ouers ernstig opneem. Eksodus sê vir ons, om jou moeder te eer, beteken om haar te respekteer met haar waardigheid, en haar mooi te behandel, na haar te luister wanneer sy praat, en haar nie te verneder of af te breek nie. My moeder te eer is nie net 'n goeie idee in die kerk, hierdie is 'n goddelike opdrag. God verwag dit van ons. God verwag dankbaarheid van elke een van ons teenoor ons ouers, teenoor ons moeders en ook teenoor ons vrouens. Dink 'n bietjie daaraan vanmôre, elke moeder, wat offer 'n moeder nie op vir haar kinders, vir haar huis, en ook vir haar man nie? Hulle offer hulle tyd op, krag op, hulle slaap op, hulle trane en liefde vir hulle huis. En die Bybel leer ons dat ons nie hierdie opofferings as vanselfsprekend behoort te aanvaar, en dis seker die grootste fout wat ons as mens kan maak, is om enigiets vanselfsprekend te aanvaar. Jy behoort dies vanmôre vanselfsprekend te aanvaar dat jy uit die bed uit kon opstaan. Wat nog van die mense wat vir jou geleef is? Ek wil vir jy sê, God sien 'n moeder as kosbaar en waardevol. Daarom verwag hy dat ons hulle sal eer, en sal beskerm, sal lief hê en ook sal waardeer. 'n Moeder dra lewe, gebede, opoffering en liefde na haar. Wanneer ons haar eer ons ook die God wat daar in ons gegee het. En dis die heel belangrikste kant. Moet nooit die hand vergeet wat jou gedra het nie. Moet nooit die knie vergeet wat vir jou gebid het. En die liefde wat jou gevorm het. En kom ons kyk bietjie wat sê die woord vir ons omtrent 'n moeder volgens die Bybel. En volgens die woord is 'n moeder nie net iemand wat geboorte gee aan 'n kind nie, maar iemand wat met haar hart koester, met haar woorde opbou en met haar lewe God se liefde weerspieël. Ons kan vanmôre eerlik vir mekaar sê dat daar is nie 'n groter liefde uit 'n moeder se hart. Ons as paas is maar hart. Dis hoe ons is. Ek kan onthou toe ek aan huis was,
Ek het nooit vir my pa iets gevra nie, want ek het geweet, ek gaan either 'n kop klap kry of 'n nee. Klaar, ek het altyd na my ma toe gegaan. Ek sê, mamma, kan ons hierdie of daai? Dan gaan sê sy vir my, gaan vra jou pa. Sê, nee, gaan vra mamma vir pa. Nee? Sy het soveel meer liefde, of 'n ander tipe liefde, as ek dit hier so kan stel, as wat ons as mans het. Ons as manne of paas is baie harder in 'n sekere sin, wat natuurlik 'n goeie ding is, want dit is ook nodig. Maar 'n goddelike moeder bid wanneer ander moed opgee. Dink 'n bietjie daar. Daar's mense wat moed opgee op party mense, en 'n moeder gee net nie moed op. Sy sal aanhou bid. Sy sal aanhou bid vir daai kind van haar. Sy dra haar kinders wanneer ander moeg geraak om hulle te dra. Sy bewys steeds die liefde, maak nie saak hoe moeilik dit is. En sy bly staan in geloof, selfs met die grootste storms. Die woord beskryf vir moeder as 'n vrou van krag, vaardigheid en wysheid. Elke dag behoort jy te herinner daaraan dat jou moeder deur God aangestel is om lewe te vorm. Aangestel is om harte te lei, geloof te dra en 'n generasie met liefde en waarheid groot te maak. Nie net op 'n mensgemaakte dag soos vandag nie, maar elke dag. 'n Moeder se invloed is diep geestelik, want dikwels is sy die eerste stem wat 'n kind sou hoor. Dink 'n bietjie daar. Dis die heel eerste stem wat 'n kind hoor terwyl hy gevorm word in die buik van 'n moeder, en dis die mamma se stem. Die eerste hand wat troos bring, is sy. Die eerste voorbeeld van onvoorwaardelike liefde aan haar kind is die moeder se. Die Bybelse definisie van 'n moeder is as volg: elke dag is 'n viering van die God-gegewe roeping van 'n moeder. 'n Vrou wat met liefde dien, met geloof bou, met genade lei en met haar lewe die hart van God weerspieël. Elke dag is 'n dag om God te kan eer vir vroue wat lewe dra, liefde gee en geloof in hulle harte saai. Nie net vandag nie. En kom ons kyk gou na die geestelike beskrywing van 'n moeder. 'n Moeder is een van God se sagste, maar sterkste skepping. Gevorm om te voed, te beskerm, te bid en onvoorwaardelik lief te hê. Sy is die een wat altyd sal luister, wat altyd in liefde sal reageer, terwyl die pa aan die ander kant soms hard en met geen simpatie voorkom. Nou ons teks van oordeenking vanmôre is nie net 'n beskrywing van 'n goeie vrou nie. Dis 'n openbaring van hoe kosbaar, skaars en waardevol 'n goddelike vrou in God se oë is. Dit gaan oor karakter, identiteit, wysheid en 'n lewe wat deur God gevorm het. Nou wil ek ook net vir julle dames sê, vir die man om jou hierdie eer en hierdie respek te gee, behoort jy eers 'n goddelike vrou te word. Amen. En die Bybel wys vir ons baie mooi wat God bedoel by hierdie goddelike vrou. Ons as mans kan net dankbaar wees dat God in vrouens se harte werk. Dat daar vrouens is wat steeds deugsaam is, soos die woord vir ons sê in Spreuke 31:10. En dis die eerste gedeelte van hierdie teksvers. Wie sal 'n deegsame vrou vind? Hierdie vraag wys vir ons dat so 'n vrou skaars is. Nie skaars omdat daar min vrouens is nie, maar omdat ware deeg, goddelike karakter en geestelike volwassenheid nie maklik gevind kan word nie. Met ander woorde, as die woord vanmôre praat van 'n deegsame vrou, sê die woord dat 'n deegsame vrou is 'n vrou met integriteit, 'n vrou met suiwer waardes, 'n vrou wat God eer in haar lewe, 'n vrou wat standvastig bly selfs in die moeilikste tye, 'n vrou wie se identiteit nie in die wêreld lê nie, maar in God. Dit is 'n deegsame vrou.
Die woord deugsaam beteken nie dat sy perfek moet wees nie, maar eerder sterk, eerbaar, waardig, geestelik en volwasse. Ons praat hier van 'n vrou wat nie gevorm word deur mense se opinies nie, maar deur God se waardes, God se hand, sy wil en sy plan vir haar lewe. Nou Spreuke 31:10 se tweede gedeelte sê, haar waarde is ver bo die van korale. Nou in die Bybelse tyd was korale en edelstene van die duurste en die skaarsste besittings wat jy kon kry. Dit is vir my so mooi dat God kom en hy vergelyk hierdie deegsame vrou met hierdie verskriklike kosbare edelsteen wat skaars is om in die hande te kry. Dis skaars. God vergelyk hierdie goddelike vrou met iets wat nie maklik gekoop of vervang kan word nie. Dit beteken haar waarde lê nie in uiterlike skoonheid alleen nie. Haar waarde lê nie in 'n status, in haar status of in haar besittings nie. Haar waarde lê hier in haar hart. Haar karakter en natuurlik die heel belangrikste in haar verhouding met God. 'n Vrou wat God vrees, bring vrede en chaos. Bou op en breek nie af nie. Dra wysheid in haar woorde, leef met sagmoedigheid en krag en weerspieël God se liefde elke dag in haar lewe. Kan jy sien vanmôre hoekom sê die woord dat die deegsame vrou skaars is? Haar waarde word nie deur mense bepaal nie. God self is die een wat haar verklaar as kosbaar. Die geestelike betekenis van hierdie teks is dan vir ons 'n goddelike vrou dra invloed. Spreuke 31 wys dat 'n vrou nie swak of minderwaardig is nie. Sy is 'n draer van invloed, wysheid en lewe. Dis iemand wat haar gesin versterk, iemand wat leef met wysheid, werk met ywer, iemand wat ander help, en dis iemand wat geestelik krag dra. God sien die vrou as iemand met 'n doel en 'n roeping. Haar skoonheid begin in haar hart. Die wêreld fokus dikwels op uiterlike voorkoms, maar God kyk eers na die hart. En party van ons fokus net op die uiterlike voorkoms en sien nie eers die hart raak. 'n Spreuke 31 vrou leef in eerbied vir God, wandel in wysheid, kies gehoorsaamheid bokant kompromie. Sy bly getrou selfs wanneer niemand kyk nie. Maar ware skoonheid is wanneer God se karakter deur iemand se lewe skyn. Nie hoeveel grimering nagedra word. Dit is die laaste ding waarna God kyk. Dit is die heel laaste ding wat ons as mans moet na kyk. Sy is gevorm met waarde en geroep met 'n doel. Hierdie teksverse herinner elke vrou. En ek wil vanmôre vir elke een van u sê vanmôre, elke vrou wat hier sit. Weet vanmôre, jy is nie toevallig geskaap. Jy is nie waardeloos nie. Jy is nie minder werd as enige ander vrou nie. En daarmee wil ek vir u sê vanmôre, elke moeder en elke vrou, jy is meer as genoeg in die oë van die Here. Amen. Amen. Kom ons sê die Here. Halleluja. Jy is meer as genoeg in die oë van die Here. As julle manne nog nie die geleentheid gebruik het om dit vir julle vroue te sê, is dit 'n goeie tyd om nou te begin. God het jou gevorm met 'n doel, bekleed met waardigheid en geroep om lig te dra. Jy is geskape om sy liefde te weerspieël en weet vanmôre jou waarde verander nie volgens mense se goedkeuring nie. Nee, ons moet dalk minder bekommerd wees oor wat mense van ons dink. En weet vanmôre dat jou waarde word nie bepaal deur wat mense van jou dink. Jou waarde word bepaal deur God.
Maar hoe kan 'n vrou van hierdie goddelike beskrywing in die boek van Spreuke, hierdie goddelike beskrywing toepas in haar lewe? 'n Deegsame vrou kies altyd geloof bo vrees. Sy kies wysheid bo impulsiewe besluite. Sy kies gebed bo wanhoop. Sy kies karakter bo populariteit. Sy kies God selfs wanneer dit baie moeilik raak. Sy verstaan dat ware krag nie in hardheid lê nie, maar in 'n hart wat aan God oorgegee is. Spreuke 31:10 herinner ons dat 'n goddelike vrou een van God se kosbaarste skepings is. Ons weet en ons het dit reeds gesê, sy hoef nie perfek te wees om waardevol te wees. Haar waarde lê daarin dat sy deur God gevorm, gelief en ook geroep is. Met ander woorde, 'n vrou vind haar identiteit in God. Sy dra vrede in storms, wysheid in moeilike tye, liefde in harde wêreldse omstandighede en lig in die donker plekke. Maar dit stop nie daar nie. Vrou dra haar rol van verantwoordelikheid. So kom ons kyk bietjie na wat die woord sê oor die rol van 'n vrou of 'n moeder. Die woord gee vir ons 'n baie diep en eerlike beeld van die rol van 'n vrou. Nie as minder of meer as 'n man nie, maar as 'n God geskape hulp vir die man met 'n unieke roeping, krag en invloed in die samelewing. Die Bybel beklemtoon dat 'n vrou nie beperk is tot een rol nie, maar 'n veelvuldige roeping dra in haar huis, in haar gemeenskap, as ook in haar verhouding met God. Ons moet weet, 'n vrou is deur God geskape met waarde en 'n doel in die lewe. Nou, jy weet vanmôre, hoekom sou u sê, is 'n vrou so bitter kosbaar vir God? Hoekom luister God na 'n moeder se gebed? Hoekom het God hierdie sagte plekkie vir 'n vrou in sy hart? En ek wil vir u sê vanmôre, die rede daarvoor is omdat 'n vrou lewe kan dra en lewe kan gee. God is die enigste een wat die mens gemaak het met sy hande. En daai het hy oorgeskuif van die vrou en hy het haar volmaak geskaap sodat sy ook lewe kan gee soos wat hy lewe kan gee. Kan jy sien hoekom God hierdie sagte plek het vir 'n moeder en vir 'n vrou, omdat sy is geskape om lewe te kan gee. Dit is hoe wonderlik dit is, en dit is hoekom God luister wanneer 'n moeder bid. Wanneer 'n moeder op haar knieë is, wil ek vir u sê, kerk, hoor die Here haar gebede. God sien elke traan wat oor 'n moeder se wange rol. Dit maak nie saak hoe ver haar kinders van God af is. 'n Moeder sal altyd haar hart oopmaak vir haar kinders. Waar ons as pa sê, ek is klaar met hom. Is dit nie so nie? Ja, ek het ook voorwaardes in my huis gehad. Sê, kom jy nou met so ding hier by die huis aan, dan stuur ek vir jou. Nou, waarom plek? Amen. Waar die ma sal sê, sy is toch my kind, jy bly my kind. Maak nie saak wat jy doen nie, jy sal my ou babietjie bly, en dan wil ek sê, nek op daar. Nee? Ek het hom al afgeskryf. As hy nog lief vir, dis 'n moeder hart. En dit is hoekom God soveel tyd het vir 'n moeder. Want 'n moeder het daai sagte hart, daai warm liefde wat onvoorwaardelik is. Ons as mans ken nie dit nie. Jy's baie vinnig om iemand af te skryf. Veral as dit by kinders kom wat nie wil hoor nie. Dan sê jy so 'n man, dat jy gaan. Ek wil jou nie eens weer sien nie. En dan mama is op pad neer vanaand sy huil oor daardie kind. En pa snork al lank al, hy waai oor waar hy slaap. Amen. Daar sê, dis net hoe dit is, maar dit is hoekom God hierdie verskriklike liefde vir 'n moeder het. Kyk net hoe behandel sy die honde. Amper beter as die man. Met ander woorde, God
het nie die vrou geskape sonder 'n roeping of sonder 'n doel nie. Haar doel is nie net om kos te maak of skoon te maak agter 'n man en die kinders nie. Nou het julle vrouens 'n goeie amen gemaak. Sy is vir baie meer as dit geskape deur God. 'n Vrou se rol as helper beteken nie sy is die mindere nie, maar aanvullend. Die boek van Genesis sê die woord vir ons, ek sal vir hom 'n helper maak wat by hom sal pas. Die woord helper in die Bybel beteken nie ondergeskik nie, beteken iemand wat versterk, iemand wat ondersteun, iemand wat saambou en iemand wat aanvul. Dit beteken ook natuurlik dat 'n vrou is 'n goddelike vernoot. Nie minderwaardige figuur nie. Met ander woorde, God het haar as hulp vir die man gegee om in eenheid saam met hom te kan bou in hierdie lewe. Sy behoort geken te word in elke besluit. Manne, jy maak nie besluite links en regs en jy het daar nie geken in hierdie saak nie. Dis nie hoe dit werk nie. Wat se erkenning gee jy jou vrou as jy dit so doen? Maar baie van ons manne het mos hierdie gedagte van, man, ek is die man van die huis, ek sal die besluite maak. Of sy dit nou like of nie, dit werk nie so nie, dit is nie hoe die Here dit wil hê. God wil hê, al is sy die hulp, al is sy die swakker, soos wat die woord daar beskryf, beteken dit nie, jy moet haar oorrompel nie. Jy is veronderstel om haar te ken in 'n saak, en vir haar te sê, luister, dit is iets wat ek graag wil doen, hoe voel jy in jou hart daarmee? As God sê, jy is die hoof van die huis, beteken dit verseker nie, jy is die baas en sy is die klaas. Party manne dink mos, hulle kan maak soos hulle wil, en die vrou moet maar net spring, ja en amen sê. Die vrou moet maar onderdanig bly, want dis wat die woord ons leer. Nee, my broer, die woord sê, sy volg, as jy in die wil en die plan van God bly. Sy hoef jou nie te volg, as jy nie in die wil en die plan van God bly. Dan is jy op die eie. Daar is 'n verskil tussen 'n man wat goddelik optree en 'n man wat dit nie doen. Sy hoef nie te volg as jy jou besluite net oor jouself en jou eie gewin gaan. Sommige manne vergeet mos gerieflik wat hulle goddelike verantwoordelikheid teenoor hulle huis en hulle vrouens is. En God eer 'n deegsame vrou se karakter. Die woord beskryf het vir ons in die boek van Spreuke, 'n vrou van krag, wysheid en waardigheid. Sy is 'n sterk mens in karakter, wys in haar woorde, hardwerkend en betroubaar, lief vir haar gesin. En sy vrees die Here. En Spreuke sê, krag en eer is haar kleed. 'n Vrou se grootste skoonheid is haar karakter in God. En nie hoe mooi haar gesiggie is nie. En gelukkig gebruik party vrouens mos maar daardie mooi gesiggie om haar status te bepaal. Dis nie waar jou werklike skoonheid lê nie. Jou skoonheid lê in jou karakter, nie in jou mooi gesiggie nie. Dis waar jou waarde behoort te wees, is jou karakter in God. 'n Vrou se geestelike invloed is kragtig. Die woord gee vir ons baie voorbeelde in die boek, waar ons kan sien, dat daar vrouens is, wat 'n groot geestelike impak gehad het, in die Bybel. Een van die grootste voorbeelde daarvan, is Maria, die moeder van Jesus. Maria het in haar gehoorsaming, onthou, om gehoorsaam te wees, beteken dit om 'n Spreuke 31 vrou te wees. Om gehoorsaam aan God se stem te wees, het Maria, hierdie sterk vrou, gekies, om die verlosser van alle tye te dra. Sy was eenvoudig en onbekend. Sy was nie 'n gesiene mens nie, maar God het gekom en haar gekies om die seun van God
vir die wêreld te dra, om 'n sleutelrol in die verlossingsgeskiedenis te kan vervul. Net nog 'n bewys dat God beskikbare harte gebruik en nie perfekte mense soek. God gebruik vroue in leierskap en wysheid. Deborah was nog 'n voorbeeld daarvan. 'n regter, profeet en 'n leier in Israel. Sy het leiding gegee in moeilike tye, geestelike en politieke wysheid gebring en 'n volk gehelp om oorwinning te ervaar. Dan is daar Ruth. Haar getrouheid het 'n nuwe geslag gebring. Ruth begin as 'n weduwee uit 'n vreemde land sonder invloed en sekuriteit. Maar omdat sy kies om getrou te bly aan God, omdat sy kies om 'n Spreuke 31 vrou te wees, en getrou te bly aan God, kom die Here en verander haar hele verhaal in 'n verhaal van herstel, eer en ewige betekenis. Met Ruth kan ons sien vanmôre dat God nie perfekte mense gebruik. Hy gebruik wel getroue harte. Ruth se lewe wys ons dat wanneer jy kies om God te bly volg, selfs die moeilikste seisoene in jou lewe kan begin draai na jou grootste bestemmings. God gee vroue ook gesag en geestelike leierskap. God gebruik vroue se geloof en loyaliteit om 'n nuwe toekoms te kan skep. Ek wil vir julle sê, ek dink nie ons manne besef aldag hoeveel keer ons vrouens of ons moeders vir ons intree leer. Terwyl jy aan die gang is by die werk of aan die gang is waar ook al jy is daar altyd iemand wat jou rug kan toemaak. Dit is 'n Spreuke 31 vrou. Is 'n goddelike vrou, 'n vrou met hierdie wysheid en krag en sterkte wat altyd bereid is om enige tyd van die dag op haar knie te gaan en vir haar man en haar kinders te bid. Min weet u vanmôre hoeveel keer jou moeder al vir jou gebid het, hoeveel keer jou vrou al vir jou gebid het, terwyl jy dit nie eens weet. En ons veronderstel om ons moeders en ons vrouens te eer vir dit. En dames en vrouens, as jy nog nie dit gedoen het nie, wil ek vir jy sê, dit help verskriklik baie, om vir jou man te bid. As jou man uit die huis uitgaan in die môre, bid vir hom. Dit is nie altyd maklik daar buite nie. Dit is nie altyd lekker daar buite. Maar ons doen dit vir julle. Omdat ons lief is vir julle. Omdat ons omgee vir julle. Omdat ons net die beste wat ons kan bied vir julle wil gee. Julle is kosbaar, spesiaal in elke man se oë. God gebruik vroue se geloof, selfs in krisisse. Esther het haar lewe gewaag om die volk te red. Sy het moed getoon en haarself in gevaar geplaas om vir haar volk in te tree. En God se plan het haar beskerm in stilte en in wysheid. En God gebruik dapper vroue om 'n deurbraak te kan kry. Nou, 'n vrou se rol in die huis en in die gesin, en die woord leer ons dat 'n vrou se rol in die huis en haar gesin veel meer is as net die praktiese take rondom in die huis. Sy is 'n geestelike bouer, 'n bron van liefde, wysheid en stabiliteit in die huishouding. En daarmee kan ons as manne nie stry. Kom ons wees eerlik vanmôre, 'n vrou bring stabiliteit in die huis. Deur haar God gegewe karakter wat die Here vir haar gegee het. Want ons as manne kan partymal die stupidste besluit neem. Amen. En nou kan ons maar amen skry, dames. Dit is so. Ons dink partymal nie voordat ons dinge doen. Dan kom die vrou en sy bring stabiliteit in daai verhouding en sy draai daai briek so 'n bietjie vas. En dan begin jy nikkerig raak, want hoekom staan sy my nou teë? Maar 5 minute later besef jy, weet jy wat? Sy is eintlik reg.
Dit is die vrou wat God vir jou gee. God gee vir ons 'n vrou. Nie om jou skoene agter jou aan te dra nie. Om jou stabiliteit te bied in 'n goddelike wysheid. Want dit is wat die Here vir hulle gee. En die woord sê vir ons dat God stabiliteit en wysheid gee. Sy help om 'n huis te vorm waar geloof, respek en liefde geleef word. En haar invloed strek diep in die emosionele en geestelike ontwikkeling van haar kinders en van haar man. Kom ons wees eerlik vanmôre. Ons as manne, jou plek is in die garage. Nou ek sê altyd vir die vrou, jy kan in die huis maak net wat jy wil, maar die garage en die vel daar buite is myne. Amen. Nou 'n vrou is nou net iemand wat 'n dop in 'n huis kan vat en 'n huis van hom maak. Ek seker ek kan vir my vrou 'n boomhuis gee en sy gaan 'n huis van hom maak. Magtig, ek moet vir u wys wat het sy al gedoen in ons huise. Ek het eendag 'n vrou gehad wat daar ingestap het. En sy kom so in die huis en sy sê, "Eers, die plek van julle lyk soos 'n gastehuis." Nou moet ek ook sê, daar is nie meer, as ek nog 'n gat boor in daai huis, sal ek hom weer moet versterk van vooruit. Want sy hang vir hulle op, left, right en center. Maar weet jy, as ek alleen daar gebly het, sou daar altyd 'n yskas in 'n bed gewees. En 'n stoel om op te sit en 'n salaat en nog 'n kampstoel ook gewees. Nee. Want ek is nie geplaag nie. Ek maar 'n vrou kom en sy koop kussentjies en sy sit nou kussentjies daar neer en dan lyk hierdie kussentjies nie reg nie, dan word dit vir een van die meisiekinders gegee. Dan word daar nog 'n kussentjie neergelê of ietsie word gehang. 'n Vrou het dit nou maar net. Sy kan 'n huis omskep in 'n plek van warmte, van liefde, 'n plek wat nie soos 'n museum voel as jy daar instap nie. 'n plek wat jou lekker laat voel as jy daar instap. Ons manne kan werk toe gaan en as jy terugkom by die huis, dan lyk dit of jy al jare daar bly. Nee? Amen. My vrou gryp sommer die verfroller en die leer en sy kan kry en sê, ja boer, dan pynt sy broer. Dan pynt sy, want sy hou nou nie van hierdie klere nie. Maar ons eer hulle daarvoor, né? Die woord leer ons dat ons hulle moet eer. Sy help om 'n huis te vorm. En soos ons het kan sien in die boek van Spreuke, is sy 'n vrou van krag, wysheid en deernis, wat haar huishouding met sorg bestuur, haar gesin ondersteun en met haar woorde en dade elke een van ons wat in daai huis instap, sal opbou en nie afbreek. Sy dra dikwels die rol van 'n vertrooster, onderwyser, bidster en beplanner. En haar stille getrouheid en opoffering help ons as mens, as mans, om in vrede te leef en in hierdie huis ook vreugde en vrede te ervaar. En die woord beklemtoon dit vir ons in die boek van Titus, dat sy 'n voorbeeld van Gods vrug is, wat ander vroue ook kan lei en kan lief hê, wat liefde kan gee, selfbeheersing en wysheid kan wys. En uiteindelik is haar rol in die gesin nie minderwaardig of sekondêr nie, maar fundamenteel tot die bou van 'n godsvreesende huis, waarna waardes is, geloof en liefde, van geslag tot geslag kan sy dit oordra. Van ouma tot ma, en so gaan dit aan. En 'n vrou se verhouding met God is haar grootste krag. Die woord leer ons dat 'n vrou se diepste bron van krag nie in haar omstandighede lê nie, of in haar vermoëns is of mense se erkenning nie, maar in haar persoonlike verhouding met God. Wanneer 'n vrou naby aan God leef, word haar innerlike lewe gevorm deur geloof, gebed en vertroue. En dit gee haar krag, hierdie krag waarvan ons nou gepraat het, om elke storm wat in hierdie lewe opkom te kan weerstaan. Om wysheid te kan neem, die regte besluite te kan neem en vrede selfs in moeilike seisoene te kan aanbring. Soos beklemtoon word in die boek van Petrus, 1 Petrus
is haar ware skoonheid en waarde nie uiterlik nie, maar die innerlike mens van die hart, wat stil en sterk voor God kan staan. 'n Vrou wat haar identiteit in God vind, word nie maklik geskit deur vrees nie. Word nie maklik geskit deur ander mense se opinies of lewensdruk nie, want sy weet, sy is geliefd, geroep en word gedra deur haar Skepper. Haar verhouding met God maak haar 'n bron van vrede van haar huis, wysheid in haar besluite en geestelike stabiliteit vir haar gesin. En dit is waarom haar grootste krag nie is in wat sy doen nie, maar in wie sy ken en saam met wie sy wandel. En dit is ons Skepper. 'n Vrou is nie beperk tot een rol nie. Sy is 'n draer van lewe, wysheid, liefde en geloof. Sy is deur God gevorm met 'n doel. Sy is toegerus met krag en word bekleed met waardigheid. 'n Goddelike vrou word nie gedefinieer deur die wêreld nie, maar deur die een wat haar geskape het en in sy oë kosbaar gevind het. Kragtig en doelgerig. Ek wil vir u sê vanmôre dat God se liefde vir 'n vrou of 'n moeder 'n baie dieper waarheid het as wat ons dalk vanmôre kan dink. Elke vrou en elke moeder behoort te weet dat vir God is jy bitter kosbaar, baie spesiaal en meer as genoeg. Amen. En die woord bewys konsekwent vir ons dat God vroue en moeders diep liefhet en hulle naby in sy hart dra, omdat hy self die Skepper en lewe kan gee, en die gewe van elke goeie gawe is. 'n Vrou en 'n moeder is vir God kosbaar, nie net vir wat sy doen nie, maar vir wie sy is. 'n Mens wat deur hom geskape is met waarde, roeping en geestelike invloed. Die skrif wys herhaaldelik dat God aandag gee aan die gebede van 'n vrou, die wat hom soek. Dat hy besonder naby is aan elke gebroken en diegene wat hom met opregte hart aanbid. En soos ons kan sien in die boek van Psalms, die Here is naby die gebrokenes van hart, wat wys dat God se hart veral ontvanklik is vir die emosies, smekinge en stille gebede van mense wat op hom vertrou. Vroue en moeders se gebede word dikwels gebid in stilte. Hulle trane of volharding is nie verlore nie, maar word deur God gehoor, onthou en gebruik op sy perfekte tyd. Die Bybel wys ook vir ons in 1 Petrus, dat die oë van die Here op die regverdiges is en sy ore na hulle gebed luister. Wat bevestig dat God se aandag en liefde voortdurend op die is wat hom dien in hierdie stilte. Daarom is 'n vrou en 'n moeder nie ver van God se hart af, maar juis binne in die sorg van die Here. Sy aandag en sy getroue liefde, waar hy elke traan van elke moeder en van elke vrou sien. Elke gebed van elkeen hoor en elke opoffering van elke vrou waardeer. Die woord is duidelik dat as dit by die vrou kom, dat elke vrou wat deur God word self gevorm met 'n besondere waarde en nie toevallig is sonder bedoeling. Nie een vrou is geskape sonder bedoeling of sonder roeping nie, maar doelbewus geskape is as deel van God se volmaakte skepping. Van die begin af bevestig die skrif dit in die boek van Genesis, dat God die mens as man en vrou geskape het na sy beeld, wat beteken dat 'n vrou haar waarde nie ontvang van mense nie, prestasie of omstandighede nie, maar van die Skepper af. Sy is geroep met 'n doel om God te weerspieël in haar karakter, om liefde en wysheid in haar verhouding te bring
en om 'n draer van lewe, geloof en invloed te kan wees vir haar huis en ook vir die gemeenskap. Soos die woord dit in Spreuke beskryf, is 'n goddelike vrou een wat met krag en waardigheid voortleef, haar huis met wysheid bou en haar lewe met vrees vir die Here rig. Haar waarde lê in wie sy in God is en haar doel vloei uit haar verhouding met die Here, om lig te kan gee in donker plekke, hoop te bring waar daar seer is en stabiliteit te skep waar daar onsekerheid is. Daarom is 'n vrou nie net gevorm met waarde nie, maar ook gestuur met 'n goddelike roeping wat haar lewe betekenis, invloed en 'n ewige doel gee. Die woord is baie duidelik dat ons as manne en kinders 'n goddelike verantwoordelikheid het om ons vroue, veral ons moeders, eggenote, met liefde, respek en waardering te behoort behandel. Omdat hulle deur God self as kosbaar en waardevol geskaap is. As God dan vanmôre 'n deegsame vrou kan beskryf, of haar waarde kan beskryf ver bo Koran, hoe is dit dan so moeilik vir ons as manne of kinders om ons moeders of ons vrouens se waarde ver bo Koran te stel? Want jou vrou is tog kosbaar. Sy is tog die een vir wie jy innig lief behoort te wees. Die een vir wie jy jou lewe behoort te gee. Efesiërs leer vir ons dat mans hulle vrouens moet lief hê, soos Jesus Christus die gemeente liefgehad. Besef ons as manne vanmôre wat hierdie beteken. Besef ons vanmôre hoe lief het Christus die gemeente. Dis wat die woord ons leer. Dit is hoe lief jy veronderstel is om jou vrou te hê. Hierdie is 'n liefde wat opoffering en beskerming beteken, wat eer en selfloosheid insluit. Vir kinders beteken dit om hulle moeder te eer soos beveel in die boek van Exodus, deur respek aan hulle te betoon, in dankbaarheid te leef en haar nie met woorde of optrede seer te probeer maak, maar eerder haar opoffering en liefde te kan erken. Wanneer mans en hulle kinders, hulle vroue en moeders waardeer, skep dit 'n atmosfeer van vrede, veiligheid en dit bevorder geestelike groei in daardie huis. Waar liefde nie net gesê word nie, maar uitgeleef word in elke daaglikse optrede. 'n Goddelike huis is een waar vroue nie oor die hoof gesien word nie, maar geëer word as 'n belangrike deel van God se plan en ware liefde. In ander woorde, respek en dankbaarheid vorm die fondasie van 'n verhouding. Kom ons wees eerlik vir mekaar. Dit gaan my verstand te bowe dat mense in 'n verhouding wat blykbaar lief is vir mekaar, op mekaar vloek en skree, of handgebare gebruik, waar die een vir die ander 'n middelvinger wys en lag daaroor. Nou wil ek vir u vra, waar is die respek wanneer jy bereid is om so iets te doen? Waar is hierdie goddelike respek wat God van jou verwag as man of vrou, om in jou verhouding teenoor die persoon vir wie jy lief is, so te keer te gaan, of dit te doen? Wanneer daar nie respek is in 'n verhouding nie, is daar nie 'n fondasie. Dis dieselfde met vertroue. As jy nie jou girl, jou kerel, jou verloofde,
of jou vrou of jou man kan vertrou, dan gaan dit nie reg. As jy nie in die oggend kan werk toe gaan, en jou vrou of jou man ten volle kan vertrou, is daar geen fondasie in die vrou. Absoluut geen. Dit is dieselfde met vergifnis. As jy nie die een waarvoor jy lief is kan vergewe, dan weet ek nie hoe bou jy op jou verhouding. Verseker nie, soos wat die Here ons leer. Om jou vrou te dien, beteken dat jy as man ook aktief maniere moet soek om haar lewe vir haar ligter te maak en mooier te maak. Om haar te bemoedig, en haar waarde te bevestig, en haar as hierdie kosbare gawe van God te behandel, want dit is wat dit is. Ek wil vir julle sê vanmôre, kerk, dit is belangrik dat jy soms vir jou vrou vertel hoe bitter belangrik sy vir jou is, hoe wonderbaarlik sy is, en dat jy haar weer en weer en weer sal kies. Want ek wil vir julle sê, as sy dit nooit hoor nie, by jou nie, en sy hoor dit dalk by iemand anders, gaan dit 'n probleem veroorsaak. Dis baie keer waar ons die fout maak, en nou sê ek weer vir jy, ek sê nie vanmôre, stel jou wekker om vir jou vrou te vertel, sy is mooi nie, nee, as sy nie goed lyk die dag nie, hoef jy nie te sê nie. Dan is nodig dat ons waardering wys vir dit wat hulle vir ons doen, en vir dit wat hulle vir ons beteken. En is nodig om haar te eer en te respekteer, soos wat God van ons verwag. Dis 'n liefde wat nie net in woorde bestaan nie, maar 'n konsekwente daad van getrouheid, respek en sorg, wat 'n veilige en liefdevolle atmosfeer in die huis kan skep. Met ander woorde, ons behoort haar spesiaal te laat voel. Sy behoort spesiaal te voel in jou teenwoordigheid. Sy behoort geliefd te voel in jou teenwoordigheid. Ver bo enige ander liefde wat sy ken. Wys vir haar hoe kosbaar sy is vir jou. Sy moet dit weet. Sy moet dit kan ervaar wanneer sy in jou oë kyk sonder dat jy 'n woord gesê het. Dit beteken jy kan maar ook bietjie die skolle goed was. Daai storie wat hulle sê, 'n vrou se voetjies is so klein, sodat sy nader aan die wasbak kan staan, snerp man. Draai jou pote so, dan kan jy ook by die wasbak staan. Amen. Nou is die aanbings maar min in hierdie kerk vanmôre. Ek wonder as ek nou sou vra, wanneer laas het julle manne skolle goed gewas, wat gaan julle vir my sê? Ek het gisterand skolle goed gewas. Bederf jou vrou bietjie man, sy hoef nie alles te doen nie, dis hoe dit werk nie. Jy kan ook maar bietjie die bed opmaak, as jy opgestaan het. Daar's niks fout met jou handjies nie. Is daar tyd dat die regering weer die manne army toe stuur? Want dis waar jy leer om bed op te maak. Broer, niemand maak jou bed op. Ek wil vir jy sê vanmôre, ek het 'n bediende in my huis en sy het in haar lewe nog nooit my bed opgemaak. Dis nie al werk. Dis jou werk. En maak, moet nou nie die bed gaan opmaak so dat jy weet, jy irriteer die lewe uit daaruit nie. Maar dan gaan sy vir jou sê, moet asseblief nie net die bed opmaak nie, want jy maak dit op soos jou agteruit. En dis mos wat party manne ook sal doen. Hy sal nou spesiaal die bed opvoeter, net dat hy dit nie weer moet doen nie. Jy kan maar ook 'n bietjie doeke ruil. Jy het gehelp bou aan daai kleintjie wat so stil.
Ek het baie male in my lewe my kinders te doeke geruim. Soms bietjie gesukkel, maar ek het dit gedoen. Jy kan ook maar bietjie die wasgoed loop ophang. Jy sal nie siek word daarvan nie, ek kan jou beloof. Daar is beseker nie 'n virus in 'n wasgoedmandjie nie. Of doen dit saam met haar. Dra die wasgoedmandjie saam met haar en gee vir haar die wasgoedpennetjies aan. As jy te moeg is om die wasgoed te haal. Dan doen jy dit saam met haar. Of as haar skool goed gewas word en sy klim in by die wasbak, gaan staan aan hierdie kant, die vat jou vadertjie en droog hom 'n bietjie af. Dis sulke klein goedjies wat ons dalk van selfsprekend aanvaar wat iets beteken vir haar. Dis hierdie goedjies wat nodig is in 'n verhouding, hè? Maar dan kry jy ons die manne wat nie eers sy eie bord of glas wat hy gebruik het kan wasbak te dra. Wat nog van skool goed was. Moet nie wag vir 'n mensgemaakte dag soos hierdie om jou liefde aan jou vrou of aan jou moeder te bewys. Sy behoort elke dag spesiaal te voel of geliefd te voel. Om vir haar of saam met haar hierdie dingetjies te doen beteken vir my meer as 'n gekoopte kaartjie en 'n ete by die spek. En ek seker vir haar gaan dit net soveel beteken. Deur slegs geld te voorsien beteken nie jy eer jou vrou en jou kinders of jou moeder nie. As ek my moeder by die ouer tuis gaan aflaai en ek stuur net geld sodat hulle vir haar kan sorg. Wat se liefde bewys ek aan haar? Wat se eer bewys ek aan haar? Geld is niks in hierdie lewe. Geld kan nie liefde koop. Maak nie saak hoeveel geld jy stuur vir jou ma nie. Jy kan vir haar 'n blik sportmotor koop en vir haar 'n pragtige huis koop. As jy nie vir haar lief is en nie vir haar liefde wys nie, beteken dit seker. Absoluut niks. Geld koop nie liefde nie, geld koop nie respek nie. Geld kan nie 'n verhouding bou nie. Dit moet op grond van 'n goddelike beginsels gebou word. Wat dink jy gaan gebeur as jy jou werk verloor? Wat gaan gebeur wanneer jy hierdie geld wat jy dink alles wat krom is reguit kan maak, gaan verloor? As dit alles wat jy jou vrou bied of jou moeder bied en die res moet hulle maar self hanteer, wat dink jy gaan gebeur die dag as jy dit nie meer kan bied nie? In Spreuke 31 vrou is nie op soek na jou geld nie. Sy is op soek na opregte liefde. Dis 'n tipe vrou wat jou bystaan en jou rug toemaak in gebed wanneer jy nie eens daarvan weet nie. Dis die tipe vrou wat jou help bou aan jou lewe, wat jou help bou aan jou besigheid, aan jou sukses. Want jou sukses, meneer, kom nie net vanuit jouself nie, maar uit God en 'n Spreuke 31 vrou, wat agter jou gestaan het en saam met jou gesukkel het. 'n Vrou wat in jou geglo het, toe jy jouself eers geglo het. 'n Vrou wat liefde bo geld kies, en 'n vrou wat by jou sal bly, al het jy alles in die lewe verloor. My vrou het 'n goeie kans gehad op daardie, al in haar lewe. Want ek het op 'n stadium niks in my huis gehad. Ons het vasgebou. En ons het van niks af gebou tot waar ons vandag is. Amen. En het ons vastgehou beide in God. En God die anker gemaak het van ons lewens. En nou weet ek, daar is vrouens wat sê, as ek kan kies,
dan kies ek eerder om maar te sit en huil in 'n M4 BMW as om in 'n Beetle te sit en huil oor my verhouding. Amen. Baie vrouens sê dit, ag nee wat, ek huil maar eerder in 'n M4 as dat ek nou daar in die Beetle moet sit en huil. Nee. Dis nie hoe dit werk. Om 'n vrou te eer beteken dat haar man haar nie van selfsprekend aanvaar, maar haar met respek, sagtheid en waardering behandel, in woorde en in daad, en haar emosionele, geestelike en praktiese behoeftes ernstig opneem. Dit sluit in om haar spesiaal te laat voel, deur klein en opregte dade van liefde, om haar aandag te gee, dankbaarheid te bewys, tyd te maak vir haar te bemoedig en haar las ligter te maak in haar daaglikse lewe. Elke dag, nie net op 'n dag soos vandag nie. Maak nie saak wat se sport dit is wat op die TV opkom. Jou vrou behoort eerste voorkeur te kry. As jy haar werklik lief het, sal jy dit vir haar gee. Die Bybelse beginsel van eer beteken ook dat haar waarde in die huis erken moet word. Dat haar stem gehoor moet word en dat haar opoffering nie onsigbaar sal bly. 'n Godsvreesende man bou sy huwelik deur hierdie konsekwente liefde. Nie net groot gebare nie, maar deur daaglikse getrouheid wat sê, jy is vir my belangrik. Ek waardeer jou. En ek wil vir jou sê vandag, jy is 'n geskenk van God, wat vir my geleen is. Wanneer 'n man sy vrou werklik lief het en eer, weerspieël hy God se hart van liefde in sy huis en bring hy die vrede, sekuriteit en vreugde in sy gesin. Wanneer laas het u kinders, ek kan in my lewe nooit onthou. Ek weet my pa en ma soos uit mekaar uit toe ek 6 jaar oud is. Maar wanneer laas het 'n kind in 'n huis geloop en gehoor hoe mamma en pappa vir mekaar sê, ek is lief vir jou. Wanneer laas het 'n man net opgestaan en sy stoel uit en sy vrou gestaan, maar net 'n drukkie gegee, en sê ek is lief vir jou. Ek waardeer jou. Jy is amazing. Want sy is amazing. Come on, kyk. Is sy nie? Amen. Ek gaan weer probeer, vrouens. Manne, is julle vrouens nie amazing nie? Amen. Ek wil vir julle sê, jy weet nooit wat jy het tot dit doet verloor. Daarom waardeer jou vrou en jou ma. Want die dag as sy nie meer daar is, dan kan jy dit nie. Dit is my so verkeerd. As jy kyk na vandag se kinders, wat waaragtig nie respek het. Ek het in my lewe nooit 'n vloekwoord oor my ma gespreek, of my pa. Vandag kry jy kinders met sommer hulle hande op hulle pa en ma's lê. Want hulle vloek en skel. In my generasie sou dit nie gebeur nie. Want as respek afgedoop. As 'n ander woord wat ek nou mag gebruik. Ek het vir my kinders gesê, hier sit 3 van hulle in hierdie kerk. Ek het vir hulle gesê, hulle sal dit sekerlik onthou. Ek sal vir jou wette tot jy respek het vir my. Amen. Dit is hoe ek groot gemaak is. En my 3 kinders respekteer my genoeg. Ek het hulle liefde groot gemaak, maar hulle respekteer my. Hulle respekteer my ouers. Dis hoe dit hoort. Amen. Amen. Het is belangrik dat sy weet hoe belangrik sy vir jou is. En jy mag maar vir haar sê, weet jy wat my liefling? Ek kan nie sonder jou. Daar's niks fout. Dit vat nie jou manlikheid weg om dit te sê nie.
Dit beteken nou nie as die Here jou vrou kom haal, gaan jy nou op 'n hoop sit en in mekaar sak en jy gaan nie kan aangaan in die lewe nie. Dis nie wat jy sê nie. Jy sê dat jy is die een wat ek waardeer. Jy is die een wat my lewe vir my soveel makliker maak. Ek wil nie sonder jou deur die lewe gaan. Jy mag dit maar vir haar sê. Sy behoort dit te hoor. En dieselfde met jou moeder. Dankie ma vir die opofferings wat ma vir my gemaak het in die lewe. Net die 9 maande wat sy jou gedra het, kerk, was nie hemels op aarde nie. Dit was moeilik. Nie te praat van die tyd wat sy geboorte moes gee. Jy weet vanmôre, as ons as manne en kinders, ons vrouens en moeders behandel soos wat die woord van God ons leer, is God die een wat vereer word. Amen. Dis die heel belangrikste. Is daardie word God se naam vereer en verheerlik. God is die een wat die eer ontvang. God word dan nie net deur julle verhouding met mekaar vereer nie, maar selfs deur ander wat na julle verhouding kyk. Selfs die ander wat hierdie mooi goddelike liefde en respek tussen 'n man en vrou, of tussen kinders en hulle moeders of hulle ouers kan aanskou, word God se naam verheerlik. Mag God verheerlik word deur elke verhouding tussen man en vrou en tussen ma en kind, soos dit hom behaag. Terwyl die woord ons leer dat 'n deegsame vrou se waarde is ver bo die van korale, wat beteken dis meer as kosbaar en is ook nie maklik te vind nie. Daarom behoort ons hulle te eer in liefde en respek. As ons dan vanmôre Spreuke 31 vrou kan opsom, sal ons dalk die volgende kan sê. Sy staan met waardigheid en daaglikse genade, gevorm deur die Here, vry van enige skade. Nie deur wêreldse stemme of tyd se aanslag, maar deur God se waarheid, wat haar elke dag dra. Haar hande is sterk, haar hart is vol wysheid. Sy bou haar huis met liefde en getroue. Sy werk met ywer. Sy rus nie in luiheid nie, maar haar lewe straal vrede en bedagsaamheid uit. Spreuke sê sy is meer werd as die edelsteen se glans. Haar waarde oortref elke aardse skans. Sy lag vir die toekoms, sy vrees nie die nag nie, want haar vertroue lê in haar krag wat sy by God kry. Sy praat met wysheid, sag en regverdig. Haar woorde is lewe, haar hart is opreg. Sy strek haar hand uit na die wat behoeftig is. Haar liefde is altyd opreg en haar sorg mis nooit. Krag en eer is haar daaglikse kleed, 'n stille geloof wat diep in haar hart leef. Nie net wat sy doen nie, maar wie sy is. 'n vrou van God, vol waarde, waarheid en lig, wat nooit mis nie. En wanneer haar pad eendag stil word en klaar, bly haar nalatenskap steeds helder en waar. 'n huis gebou op geloof, liefde en eer. 'n Spreuke 31 vrou, wat self deur God vereer word. En ek wil graag afsluit met die volgende. 'n goddelike man verstaan dat sy vrou nie 'n besitting of 'n bykomende deel van sy lewe is nie, maar 'n kosbare geskenk van God af, wat met eer, liefde en dankbaarheid behandel word. In die woord word mans opgeroep om hulle vroue lief te hê, hulle te beskerm en hulle te eer, en word hierdie liefde vergelyk met 'n selfopofferende liefde van Jesus Christus. 'n liefde wat bou, 'n liefde wat dien, 'n liefde wat waarde bevestig. Wanneer 'n man sy vrou waardeer, haar opreg liefhet en haar met respek behandel, erken hy nie net haar menslikheid nie, maar ook God se hand
in haar lewe. So 'n man skep 'n huis waar liefde nie net gesê word nie, maar daagliks geleef word, in klein dade van vriendelikheid, geduld en opoffering. En uiteindelik weerspieël hy God se hart wanneer hy sy vrou sien as wat sy werklik is. 'n lewende geskenk van genade, wat met sorg, eer en onvoorwaardelike liefde gekoester moet word. Hierdie vrou, gevorm met waarde en geroep met 'n doel, is vir jou geleer. Gebruik elke dag om haar te eer, om haar lief te hê, om haar te respekteer, want sy is 'n geskenk van God af. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit om vanmôre hierdie tyd te kan gebruik om aan ons vrouens die eer te gee en daardeur word U verheerlik. Ons doel vanmôre is nie, Here, om die fokus slegs op die vrou te plaas nie, maar ons doel vanmôre van hierdie bediening is om aan ons elkeen te herinner dat wanneer ons hierdie goddelike lewe leef en mekaar liefhet, mekaar eer, mekaar waardeer, word God daardeur verheerlik. U, Here, kry die eer daarvoor. Wanneer iemand, Here, na my toe kom en sê, die dag as ek trou, wil ek 'n verhouding hê soos wat jy my het, is wanneer God verheerlik word. En elke een van ons se verhouding met ons vrouens en ons moeders behoort hierdie liefde, hierdie goddelike liefde te weerspieël. Net soos wat ons God moet eer en verheerlik vir die vrou wat U vir ons geleer het. Vir hierdie geskenk wat U vir ons geleer het. Dis wat ons behoort te doen. Want sy kom van God af. Die woord sê vir ons dat 'n deegsame vrou is 'n kosbare edelsteen. Ver op bokant koraal. En ek dank U vanmôre vir elke moeder en elke vrou. En ek wil vanmôre bid, Here, dat wanneer daar 'n vrou of 'n moeder is, vanmôre, wat eensaam en alleen is en miskien voel dat ek is niks werd, wil ek vanmôre bid en sê en dit spreek. Jou waarde is ver bo die van koraal. Jy is geliefd, jy is geëer en jy is gewaardeer. En jy is meer as genoeg in die oë van God. En ek bid vanmôre, Here, dat U ons as manne en kinders wat nog hulle moeders het, sal help, Here, dat ons werklik waar, terwyl ons nog vir mekaar geleef is, hierdie goddelike eer en respek, hierdie waarde wat ons kan sien in hulle, vir hulle kan wys, vir hulle kan sê, Here, dat ons vir hulle sal vertel hoe ons werklik oor hulle voel, dat hulle sal weet hoe ons as manne en kinders oor hulle voel. Dat hulle behoort dit te hoor, hulle behoort dit te sien. Ek eer vanmôre elke vrou, elke moeder. En ek eer U, dat U vir ons, vrouens en moeders gegee. Ek eer U vir hulle karakter, Here. Sag,
ook sterk. Ek eer U vir 'n moeder se hart, 'n vrou se hart wat vol liefde is, wat oorloop van liefde en genade. Dankie vir hierdie woord. Dankie dat ons vanmôre dalk net weer 'n bietjie opnuut besef dat alles wat sy doen, nie net van selfsprekend aanvaard word. Dat ons as manne ook 'n bietjie moeite sal doen, Here. Dan is dit net met 'n boodskap hierdie dag, te sê dankie vir dit wat Jy vir my doen, en dankie vir dit wat Jy vir ons as 'n huis, vir my en my kinders beteken. Want ons weet wat dit beteken, bid en baie, Here. Meer as wat ons in woorde kan beskryf, maar tog kan ons probeer. Dankie vir hierdie woord vanmôre, dankie vir U liefde, Here, U vrede, U vreugde. Ek bid vanmôre, Here, dat U elke moeder wat op hierdie aarde doen, vanmôre sal sien met U wonderlike liefde. Elke vrou met U wonderlike liefde. Ek bid vanmôre, Here, dat waar daar ook al kinders is wat van hulle moeders vergeet het, dat die Gees van God hulle sal vermaan om elke dag te onthou hoe kosbaar 'n moeder en 'n vrou is in die oë van die Here. Hoeveel te meer behoort dit te wees in ons oë. Dankie vir hierdie oggend, dankie vir die woord, dankie vir die teenwoordigheid, Here. Dankie dat ons hierdie diens kan afsluit vanmôre in U soet en heilige naam. Dankie dat U die liefde wat in ons harte is teenoor ons moeders en teenoor ons vrouens vanmôre kom meer maak. Dankie dat U vanmôre die woord kon bedien tot elke vrou om te verstaan wat God verwag van ons vrouens. Of wat dit is, of wat ek moet doen om 'n Spreuke 31 vrou te kan wees. Om hierdie goddelike vrou te kan wees. Ek bid, Heilige Gees, dat hierdie woord wat vanmôre uitgegaan het tot elke hart sal spreek. En dat U die naprediker van dit sal wees. Dat ons nie sal uitgaan en dit sal vergeet nie, maar dat ons in ons harte sal bære. En elke dag as ek opstaan sal onthou dat hierdie is 'n geskenk wat God vir my geleef het. Dat ons hulle sal waardeer en sal lief hê, soos wat God van ons as mans verwag en as kinders verwag. Ons eer U, ons loof U, ons prys U, Heilige